In 2023 het ons te maak met 'n bal. Die bal se massa is 0,5 kg. Daai bal word 5,89 meter bo die gebou se dak gegooi en dan is daar vryval want ons ignoreer die effekte van lugweerstand. Beweging vind slegs plaas onder die invloed van swaartekrag. Daar is hierdie wat gebeur, dit hop en dan eindig dit by punt P en die hoogte van die gebou is 15,3 meter. So is talemalle al gevra, wat beteken vryval? Dit is die beweging slegs onder die invloed van swaartekrag. Ken hom, kry jy 2 punte. Deur slegs bewegingsvergelykings te gebruik, bereken die spoed waarteen die bal opwaarts geprojekteer is. So ons soek VI. Ons weet VF by hierdie punt is 0. Ons weet daai is delta I, maar onthou dit gaan minus wees want op is negatief, af is positief en ons het gravitasieversnelling. So ons gaan hierdie vergelyking gebruik. So ons kan dan sê dat VI kwadraat gaan gelyk wees aan V finaal kwadraat minus 2A delta I. Ek het net daai formule gemanipuleer om VI die voorwerp te maak en dan weet ons VF kwadraat is 0 kwadraat minus 2 gravitasieversnelling afwaarts 9,8 en dan delta I gaan wees minus 5,89 want is opwaarts. So dan kry ons dat VI is die vierkantswortel van 115,444 en dit gee vir ons 'n waarde van 10,74, maar dit gaan die negatiewe waarde wees want dis 10,74 meter per sekonde, maar die bal word opwaarts gegooi, so 10,74 meter per sekonde opwaarts. Ons weet nou dat die bal die grond verlaat teen 'n spoed van 11,92 meter per sekonde. As die bal die grond getref het, ook teen 11,92 meter per sekonde, dan weet jy die botsing is ten volle elasties. Maar die vraag vra hoeveel kinetiese energie het verlore gegaan. So heel waarskynlik sit ons met 'n onelastiese botsing en ons moet nou bepaal hoeveel kinetiese energie is verloor. So, wat gaan ons doen? Ons gaan sê die finale snelheid gekwadreer is gelyk aan die aanvanklike snelheid gekwadreer plus 2A delta I. Nou, wat is ons aanvanklike snelheid? Ek het hom reeds bereken met die vorige som en dis 10,74. Ons gaan dit kwadreer plus 2 afwaarts is 9,8. Tegnies moet dit minus 10,74 wees, maar omdat jy kwadreer, gaan dit nie verskil maak nie. En dan, wat is my verandering in verplasing? Af is positief, so dis 15,3 meter. En dan weet ons VF is die vierkantswortel van 415,2276 en dan kry ons dit is 20,377, so dis 38 meter per sekonde afwaarts. Maar nou, belangrik, jy weet die bal tref die grond teen 20,38 meter per sekonde en bons dan terug teen 11,92 meter per sekonde. So duidelik sien jy, daar is kinetiese energie wat verlore gaan. En nou is die vraag, hoeveel kinetiese energie gaan verlore? So die verandering in kinetiese energie is half m v finaal kwadraat minus v aanvanklik kwadraat. So dit gaan gelyk wees aan half
die bal se massa is 0,5 maal met, en nou moet ons kyk. Ons gaan hê daai 11,92 kwadraat, dit is tog waarmee dit die grond verlaat, minus 20,377 kwadraat, en dit is die snelheid waarmee dit die grond getref het en waarmee jy sou verwag het dit ook dan sal opwaarts bons. En as jy dit gaan bereken, dan sien jy dis 'n negatiewe waarde wat sin maak want jy verloor kinetiese energie 68,28 joule. Volgende wil ons die tyd bereken wat dit die bal neem om punt P te bereik nadat dit die grond verlaat het, en ons sit weer met ons klassieke VF is VI plus A delta T, want by die maksimum hoogte is jou eindsnelheid 0. Ons wil delta T bereken, so delta T is gelyk aan finale snelheid minus die aanvanklike snelheid gedeel deur gravitasieversnelling. Ons weet dis 0 minus jou beginsnelheid is 11,92, maar dis minus want is opwaarts, minus 11,92 en ons deel dit deur 9,8 en dan kry ons 'n waarde van 1,22 sekondes. Hier sien ons 'n snelheid tydgrafiek wat voorsien word. Dis vir die beweging van die bal vanaf die oomblik dat dit vanaf die boonste rand van die gebou opwaarts geprojekteer word, so van daai tydstip tot waar dit punt P bereik. En nou moet ons wel daarop let dat die skets op as positief uitbeeld. So wat beteken dit? Ons begin daar, die snelheid neem af tot by die maksimumpunt waar die snelheid 0 is, en dan beweeg dit al die pad onder toe, dit is daai vryval gedeelte tot by die grond, en dan sien ons die bal hop, en dan is ons opwaartse snelheid is by K, en dan sien ons die bal beweeg weer eens opwaarts, met ander woorde die snelheid neem af. En wat interessant is, dat jy net kan sien, daai lyn en daai lyn is parallel aan mekaar, want jy het met vryval te doen, en die helling van 'n snelheid-tydgrafiek is jou gravitasie, en gevolglik behoort die waarde van die helling dieselfde te wees, want in albei gevalle het jy te doen met gravitasie. Eerstens, wat is die numeriese waarde wat deur K aangedui word? So, ons begin hierso, daar's 'n opwaartse beweging van die bal hop, en dan is daar weer 'n opwaartse beginsnelheid, en dit is daai 11,92 meter per sekonde. En logies moet dit positief wees, want nou is dit anderster as ons konvensie. As jy van die begin af met op as positief gewerk het, het jy nie eers nodig om dit in ag te neem nie. Dis 11,92 meter per sekonde. Dan die numeriese waarde vir L, en dit was die beginsnelheid waarmee die bal opwaarts gegooi is. Op is positief in hierdie geval dan volgens hierdie skets, so dis 10,74 meter per sekonde. Dit gaan jou waarde wees vir L. Laastens wil hulle weet, wat is die numeriese waarde vir T2 minus T1? So, dis vanaf die tydstip wat die bal opwaarts beweeg, tot by die tydstip waar dit 'n maksimum hoogte bereik, met ander woorde, by punt P. En ons het daai reeds bereken. Ons het bereken, dit neem die bal 1,22 sekondes om vanaf daai punt tot by die maksimumpunt te hop. So die antwoord is 1,22 sekondes.